Nou ja, dit is lekker om vandag weer vir 'n paar minute met jou te gesels en ek is besig om te praat oor daardie verhaal van die storm op die see en Petrus wat soveel waagmoed getoon het om op die water na Jesus te wil loop en dan veral sy benoude uitroep wat ek ook as tema wil gebruik of titel wil gebruik vir hierdie boodskap: Here, red my. Maar kom ons lees eers daar in Matteus 14 vers 29 en 30. Daar staan: Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: Here, red my. Nou ons is gewoonlik gou om daarop te wys dat Petrus gesink het. Feit is, hy het 'n hele end op die water geloop, 5 tree, 10 tree, ons weet nie presies nie, maar hy het tot naby Jesus geloop. En toe sink hy. Solank Jesus se woord in sy hart geleef het en hy sy oë op Jesus gehou het, kon Petrus die onmoontlike regkry. Hy het egter sy oë van die Here afgehaal, want die Bybel sê, toe hy sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink. Dis hier waar ook ons stryd gewoonlik lê. Wanneer ons geloof in en ons fokus op Christus weggeneem word deur die omstandighede en negatiewe faktore. Wanneer sy woord nie meer die dominante faktor in ons lewe is nie, staan ons op onseker dryfsand. Petrus het impulsief en kinderlik gelowig opgetree, dis waar. Waarskynlik het die werklikheid en die onmoontlikheid van wat hy besig was om te doen, tot hom deurgedring toe hy die wind en die golwe sien. Sy uitroep: Here, red my, was 'n gebed van benoudheid, verootmoediging en belydenis. Daar was nie tyd vir 'n lang gebed nie, net 'n dringende, desperate uitroep. Om hierdie gebed te bid, moes Petrus weer na Jesus kyk en nie meer na die golwe nie. Presies dit wat Petrus laat twyfel het, naamlik die wind en die golwe, het hom weer na Christus toe gedryf. Dit werk ons dikwels so. Soms moet ons eers deur 'n krisis oorweldig word, voordat ons weer net na die Here kyk en volkome op hom vertrou. Sal ek en jy vandag, as ons ook in benoudheid verkeer, tot die Here bid. Here Jesus, dankie dat U daar is wanneer ek wil sink. Ek glo dat U my nie sal begewe of verlaat nie. Amen. Sterkte, ons gesels weer volgende keer.